dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Let the dew of heaven fall on me. Oh, yes. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Oh, let the dew of heaven fall on. Praise the Yah. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Oh, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Let the dew of heaven fall on me. Oh, let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Oh, let the dew of heaven fall on. Praise the Yah. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Oh, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Let the dew of heaven fall on me. Praise the Yah. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Oh, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Oh, let the dew of heaven fall on. Praise the Yah. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Yes, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Oh, let the dew of heaven fall on. Praise the Yah. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Oh, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Let the dew of heaven. Oh, hallelujah. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Yes, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Oh, let the dew of heaven fall on. Hallelujah. Let the dew of heaven. Oh, hallelujah. Let the dew of heaven fall on me. Yes, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Oh, let the dew of heaven fall. Praise the Yah. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Oh, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you take control? Oh, let the dew of heaven fall on. Praise the Yah. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Oh, let the dew of heaven fall on me. Hallelujah. Blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Oh, let the dew of heaven fall on me. Hallelujah. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Yes, let the dew of heaven fall on me. Oh, blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Yes, let the dew of heaven fall on me. Praise the Yah. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Blessed Holy Spirit, won't you take control? Let the dew of heaven fall on. Praise the Yah. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Blessed Holy Spirit, won't you come and take control? Oh, let the dew of heaven fall on. Praise the Yah. Let the dew of heaven fall
It shall fall like the rain, it shall fall. And God's children, oh yes, hallelujah. Again, and again, hallelujah. And the night of the Lord shall fill all the earth, and the Spirit of the Lord shall come. Oh, it shall flow. It shall fall like the rain. It shall fall. Oh, blessed Jesus, and God's children again and again. Oh, and the knowledge of the Lord, oh yes, hallelujah, shall fill the earth, and the Spirit of the Lord shall come. Oh, it shall flow. Oh, yes, like the rain. Oh, blessed Jesus. It shall fall like the rain. It shall fall, hallelujah, on God's children. Yes. And the Spirit of the Lord, oh, shall fill, and the Spirit, oh, hallelujah, of the Lord shall come. Oh, it shall flow. Oh, it shall flow like a river. Yes, it shall fall like the rain. It shall fall, hallelujah, on God's children. Oh, Ramashanda, again and again. Oh, and the knowledge of the Lord shall flow
shall come. Oh, hallelujah, hallelujah. The Holy Spirit is in your place. Reach out, hallelujah, and touch him how you can. Oh, from the high mountain to the low, deep valley, the Spirit, oh hallelujah, is in your place. Yes, the Holy Spirit is in this place. Yes, hallelujah. Reach out and touch him while you can. Oh, yes. From the high mountain to the low deep valley. Oh, the Holy Spirit, yes, He's in your place. Hallelujah. The Holy Spirit is in your place. Hallelujah. Reach out and touch him while you can. Hallelujah. From the high mountain to the deep valley. Yes, the Holy Spirit is in your place. The Holy Spirit is in your place. Reach out and touch him while you can. Oh, hallelujah. From the high mountain to the deep valley, the Holy Spirit is in your place. Oh, it's in your place. Hallelujah. Halleluja, halleluja. Onze Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ons wil baie dankie sê dat u seun gesalf wat die deur tot u is. En dat ons as gevolg van die seun wat gesalf, die salwing in ons lewens kan hê. Halleluja. So baie dankie sê vir 'n voorreg om te kan weet, soos ons gesing het, the Holy Spirit is in your place, in my place. Elkeen wat sy liggaam 'n tempel van God is, wat gedoop is met die Heilige Gees in vuur en krag en heerlikheid, spreek in Heilige Gees taal. Halleluja. Het die Heilige Gees inwonend. Want ons liggaam is 'n tempel van God waarin die Gees van die Here woon. Here, as ek in hierdie huis
Vul ons met die Heilige Gees en vuur en krag ensovoort. En die Heilige Gees woon in ons in hierdie plek. Dan kan ons sing. The Holy Spirit is in this place. In this home. Halleluja. Want hy is binne in ons. Ons is die draers van die wonderlikste belofte ooit aan die mens. Die belofte van die dooping met die Heilige Gees. Halleluja. Halleluja, halleluja. Here, want U is nooit ver nie. U is naby en U is binne. So ook die Heilige Gees. Ons voel hom nie net oor ons, maar ons voel hom in ons. Want dis waar hy woon. Halleluja. Baie, baie dankie. Dat ons in hierdie aand na U toe kan kom. Here, want ons bid vir almal wat al reeds gedoop is met die Heilige Gees. Ons bid vir hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees. Halleluja. Laat die Gees van die Here dan vaardig sal word. Op elke ene. Dan weet ons, die kinders sal versterk word. En hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees, sal gedoop word met die Heilige Gees in vuur en krag. O, halleluja. Here, dit is so wonderlik om te weet. Daar is nie 'n vasgestelde reël in God se woord, hoe die Heilige Gees sal werk. Maar die Gees is soos 'n warrelwind. Hy kom, en hy gaan, en niemand weet waar vandaan hy kom en waarheen hy gaan. Dankie, o Gees van God. Dat U leer ons ook om te verstaan hoe U beweeg. En Here, baie maal is dit vir ons 'n wonder as ons sien hoe die Heilige Gees beweeg. Dit waaraan ons nooit gedink het. Dit door die Gees van die Here, die Heilige Gees. Ons sê ere aan die Here, want die doper is met die Heilige Gees. O Here, laat die Heilige Gees met elke een se gees sal ontmoet en 'n eenheid vorm in ons, sodat ons kan kragtig word in die krag van U sterkte. U krag wat onbeperk is. Halleluja. Dankie, Here Jesus. En ons eer U dat U die werk sal doen. Dankie vir elke oor wat kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Dat elke oog kan sien. Ja, Here, elke verstand kan verstaan en 'n hart wat alles kan bewaar. Halleluja. Ere aan U wat vir ons hierdie wonder gedoen. En ons prys U daarvoor. Amen en amen. Dank die Here, laat ons so saam kan wees. Ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is pastoor Flippie Gerber. My telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Prys die Here. Het laat Sondag aand gehoor. Christus, Jesaja 61. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Daar is
In die Ou Testament, die wat gesalf is, was gesalfdes genoem. Maar 'n baie interessante ding, en dit is dat dit het in die Nuwe Testament heeltemal verander, as gevolg van een ding. Gesalfdes het hulle self verhef. Sy raak die gesalfde nie aan nie. Dawid het dit gesê, sover het Saul aangegaan. Maar dit het heeltemal buite verband geruk. Dat selfs tot vandag toe, sal die een kind van die Here, ek gee nie om of hy 'n pastoor of 'n apostel is of wat ook al is nie. As ek in sy lewe sien, dat die woord van die Here bring hy nie reg en hy sny hom nie reg nie, dan het ek reg om hom te bestraf, dan het ek reg om hom te vermaan, halleluja, reg te wys, ensovoorts. As daar vandag nog gesalfdes was, sou baie mense al dood gewees het. En God het geweet, daar's net een wat hy kan salf, en alles sal regwerk, en dit is sy seun. En dis waarom hy gesê het, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. Nou, wanneer ons in die Nuwe Testament kyk, wat ek genoem het, Christus is gesalf en ons het in Christus die salwing. En wanneer ek na die woord van die Here gaan kyk, dat die salwing wat ons het, die Here Jesus sê iets baie mooi. In Johannes 14, en ek gaan dit vir u lees. O, prys die Here. Hy sê in die 10de vers, glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my. Anders glo my ter wille van die werke. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek gedoen het, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Nou, wat was die werke waarvan die Here Jesus hier praat? Werk. Hy sê, gaan verkondig die evangelie van die koninkryk. Dryf duiwels uit, maak siekes gesond en verkondig die evangelie. Halleluja. Wat se werke het die Here gedoen terwyl hy op aarde was? Dat hy sy pa skrynwerker was en hy ook daar gehelp het. Dis nie werke nie. Want almal moet werk, dit sê die woord van die Here. Maar die werke wat die Here gedoen het, en ons kan nog groter dinge doen, is dit wat hy gedoen het vir mense. Hy was uitgedryf, siekes gesond gemaak, evangelie verkondig. Ek meen, die vermoeidheid, hy vertroos, maar daar ons gaan kyk na Jesaja 61, dan sien ons al die werke wat die Here Jesus gedoen het. En daar is nog baie meer wat gedoen kan word. En ek dink dat ons het al meer werke gesien as wat die Here Jesus gedoen het. Dit gaan nie oor die hoeveelheid werke nie, dit gaan oor kon ek sê getal nie. Die Here het soveel siekes gesond gemaak. Nee, dit gaan oor sieke word gesond en duiwel word uitgedryf, krepele loop. Dit gaan oor elke, dat 'n krepele kan loop is 'n werk op homself. Dat 'n sieke gesond word is 'n werk op homself. Halleluja, dat 'n duiwel uitgedryf is 'n werk op homself. En so kan ek met die werke aangaan. Die Here sê, kom ons sê, sy vinger in iemand se ore druk en hy raak gesond. Dis 'n werk. As hy die klei in die oor druk, is 'n werk. Hy sê, maar julle sal nog groter werke doen as dit. En ek dink dat deur die eeue heen het ons gehoor van manne wat die salwing
die salwing werklik op hulle gehad het en dit gebruik het om hierdie werke van die Here te doen en nog groter. En dit het so gebeur. Halleluja. Wanneer ons gaan kyk net na een ding, en dit is dat predikers soos in Amerika, wat Jack Coe, A.A. Allen, in Suid-Afrika, Rassie Erasmus, Flip Gerber, en daar is nog ander ook gewees. En die Here het die mense in groepe gesond gemaak. Hulle staan hier voor, 200, 300. Daai predikers het die naam van Jesus oor hulle uitgeroep en die werke van die vyand bestraf en gesê word gesond. En die Here het hulle gesond gemaak sonder dat hy die hand op hulle lê. Petrus hulle, net hulle kledingstuk is aangeraak. Maar weet jy wat gebeur? Om te roem daarin ek is die gesalfde van die Here, beteken niks vandag. Om te bewys jy die salwing, is jou grootste bewys, Jesaja 61. Christus is gesalf, en ons het die salwing van hierdie heilige kind Jesus, het ons. Dis die skrif. Hy is die gesalfde, maar die gesalfde sê vir ons, julle sal groter werke as doen, julle het die salwing, ek gee die salwing, julle is nie gesalfdes nie, julle het die salwing om die werke te doen. Moet nie nooit eens daaraan dink, as die Here jou gebruik met wonders en tekens en kragtige dade, dat jy is nou 'n gesalfde nie, jy is nie gesalfde nie. Die Here verleen die salwing aan ons, sodat ons nog groter werke kan doen as hy. O, halleluja. O, halleluja. Prys die naam van die Here. As ons gaan kyk na ons mediese wêreld vandag, vroeër jare ook, hoe hierdie manne so, hierdie diensknegte so uitbeweeg, en die Here het groot wonders gedoen. Wanneer die mediese wêreld, wanneer hulle spesialiste gaan sien, en hulle sê, hulle kan niks meer vir hierdie persoon doen. Medies is dit klaar met hierdie persoon. Die medies het nie 'n antwoord. Hulle kan niks meer doen nie. Daai dit met die Here Jesus op aarde, was die medies nie so ver gevorder. Halleluja. Maar die Here het die sieke gesond gemaak. Nou kan ons iemand se verslae sien. Wat alles met hom gebeur en dat daar is nie meer hoop vir hom. En jy bid vir hom. Wat 'n groot werk is dit. As die Here daai persoon in 'n oomblik gesond gemaak het en hy gaan terug na die mediese, die dokters of die spesialist ensovoorts, en hy sê ek is gesond. Dan staan die mediese wêreld verstom. En ongelukkig is dit nou so. En ek glo hierby kan ek myself insluit. Ons vertrou vandag meer op die mediese wêreld as wat ons die Here vertrou vir genesing. Ek wil dit sê, die werk wat die mediese wêreld doen, is om te help dat jy gesond kan word. Maar die Here Jesus bly die geneesheer. Soos ons sing, die groot geneesheer is naby. Ek het nie nodig om een oomblik daarin te twyfel.
Maar ek dink, daar was 'n dag wat die disippels gesê het, Here, wees my swak geloof. Te hulp. Dis nie dat ons nie glo nie, ons glo. Ons glo. En ons dank die Here vir elke dokter wat daar is. En die Here Jesus, kyk, en die reg deur die woord, ja, dat hierdie vrou het al haar geld uitgegee op die dokters, genees hier. Niks se baat nie, totdat die Here ingetree. Waarom? Want hy is die gesalfde. En nou kom hy deur Johannes, wat op Patmos was, wat in die hemel was, wat die evangelie geskryf het, die 3 sendbriewe geskryf. Halleluja. En hy verklaar dat Christus is die gesalfde en ons het die salf. Daar's een ding wat vir my, ek wil amper sê, die salwing in 'n plek vinnig laat neersak. Dis soos daai ou koortjie. Ek weet nog dat my vroeër jare toe ek 'n kind in die skool was, baie keer geblameer gesê, Flippie, wat maak jy? Ons is besig gesê, kom ons sing net hierdie koortjie. Daar's 'n paar wat ek gesê, maar dan vra ek vir hulle, terwyl jong mense met mekaar is, kan jy net hierdie koortjie sing? Soos byvoorbeeld, Jesus breek al die bande. Oomblik as ons hom sing, sê ek, Here, die salwing kan hierdie juke breek. Laat die salwing, soos ons gesing het in die begin, let the dew of heaven, en ek glo die salwing is soos die dou van die hemel. Hy maak alles nat. Halleluja. Ek meen, as 'n prediker voorsê, hy voel die salwing, dan behoort die dou, the dew of heaven, moet gevoel kan word, hoe dit op almal val. Wat het daarvan geword? Halleluja. Dit meen wat hier gebeur, die woorde, Jesus breek al die bande. Dis die salwing wat dit laat gebeur. Dis waarom die Here Jesus sê, julle sal groot werke doen. Halleluja. Sing 'n koortjie. Jesus breek die bande, broer, en die dou van die hemel, die salwing, sak in daardie plek. En jy hoor, ek het dit gehoor, hoe mense skreeu. Ek kan sien. Ek kan hoor, pyn is weg. Halleluja. As jong man het ek het beleef, waar ons as jong mense by mekaar gekom het. Baie maal het ek die koortjie laat sing, Jesus is die soetste naam, en weet jy wat? Die naam Jesus is die gesalfde naam. Jesus Christus is die gesalfde naam. Dit meen wanneer ek sê in die naam van Jesus, halleluja, dan moet die salwing daar wees.
Maar hoeveel maal gebruik ons die naam van Jesus? En ons bid vir siekes, en ons bid vir dit. Nee, sodat die mense moet sien, die Here gebruik my. My broer, my suster, dan is die salwing weg. Want die eer behoort aan die Here. Maar wanneer jy die naam van Jesus uitroep, en jy voel die salwing op jou, oh halleluja, dan versprei dit. En ek het onder hierdie ou koortjie, Jesus is die soetste naam, die grootste wonders gesien. Ons het dit net gesing, waar ons dienste gehou. Halleluja. Waar ons by plekke gegaan het, waar mense niks van God en sy gebod weet. Ons begin die dienste met stille nag, want dit is al wat hulle ken. En dan leer ons die volgende aand by dit gaan vertel dat Jesus red. Die derde aand, dan begin ons nog koortjie. En dan baie keer, wanneer ek net sing, Jesus is die soetste naam, dan gebeur wonders. Nie net wonders van genesing nie, maar hoe mense uitkom, en hulle lewens vir die Here gee. En die Here breek daardie doods. Want dit is gesalf. Die naam Jesus. Ek wil vandag vir iets sê. Die naam Jesus. Die bloed. Jy kan alles, al hierdie dinge doen. Is alles gesalf. Of kom ons sê dit so, hy die salf. Want hy is gesalf. En omdat hy gesalf is wanneer ons sing oor sy naam, Jesus soetste naam, dan is die salwing daar. Prys die Here. Halleluja. En wat wonderlik van dit alles is, daar is, in die Ou Testament, is daar mooi verse, maar hy praat van salfolie. Oh, prys die Here. En wanneer ons praat van salfolie, dan praat ons van 'n olie wat die salwing dra. Nou wanneer ons reg deur die woord van die Here gaan kyk, dan praat ons, ek meen baie mense vergelyk die olie met die Heilige Gees, en dit is nie so nie. Daar is net een iets wat met die olie werk, en dis die liefde. Die liefde, want God het sy liefde in ons harte uitgestort. Halleluja. Deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So met die doping met die Heilige Gees word God se liefde in ons harte uitgestort. En daardie liefde is gesalf. En ons het die salwing van dit. Halleluja. Halleluja. Baie keer gesing, leave it there, take your burden to the Lord and leave it there. Oh yes. Weet jy waarom? Want hy is gesalf. En die salwing breek die las. Die salwing breek dit wat nie reg is nie. Halleluja. Neem jou laste na die Here en laat dit daar, want waarom? Hy is gesalf. En die wonderlikste van alles, wanneer ons praat van die kruis, die salwing is daar. As jy preek oor die kruis, die salwing is daar. Wanneer jy preek oor die bloed, die salwing is daar. Wanneer jy preek oor die bande word gebreek, die salwing is daar. Halleluja. Want dit kom alles, en dit is vir my wonderlik, alles kom deur die bloed. En die wonder van die saak is, omdat hy deur God gesalf is.
is ons besig met gesalfde bloed. Dit is waarom ek het in my lewe baie ondervind wat ons by mense gestaan het, as het al by mense gestaan wat een sister vir ons gewys het, te staan, die man is klaar dood. En die mense wat daar was, hulle het die huis vol gestaan en hulle buite gestaan. En ek het daar gestaan en gesê, Here, ek moet vir 'n dooie man bid. In die volgende oomblik, ek het my trekklavier by my gehad en ek begin sing. Halleluja, Jesus breek die bande. Nee, daar is krag, wonderbare krag, in die dierbare bloed van die lam. En soos wat ons dit sing, daardie doodsheid wat gehang het in die hele plek. Kinders het geween, kleinkinders het geween. Ek weet, daar was niks. My vrou daar gestaan, sy het vir my gewys, sy het daar by die deur gestaan, vir my is vir my. Sing daar die koortjie, ons kom by die plek waar ons sing. Daar is genesing, wonderbare genesing. Maar die oomblik toe ons begin sing, daar is krag. Daai oomblik, toe voel hoe hierdie dooie mag breek. Halleluja. En toe ons kom, daar is genees. Toe begin die gees van die Here op die salwing op daardie mense sak. En ek het nie nodig gehad om baie te bid nie. Ek het my hand op hom gaan lê, sy my hand so op sy kop gelê, iskoud, vir hom gebid. Broer, 'n uur later, 1 uur die nag, want toe die Here daai man gesond maak, of opwek, wat ook al gebeur het, toe word daar net getuig, en wat alles, want toe sit hy reg op die bed. En daai nag 1, toe bak hulle vir ons roompoffertjies, toe eet hy saam. As ons net ten volle kan besef, wat is die salwing vir ons werk? Die salwing is nie daar, ek het laas sondag gesê, om aan my eer te gee. Die salwing is daar, om die bande te breek. Salwing is daar, om vry te maak. Die salwing is daar, dat die heerlikheid van God, die mense kan bereik. Nie een persoon op die platform staan en skreeu, die salwing is hier nie. Nee! Die een op die platform moet stil bly, dat die salwing kan deurwerk na die gemeente toe. Laat hy van die gemeente se kant kan hoor en voel. Maar ons wil dit maak. Ons wil skreeu, die salwing is op my broer, en dan is dit 'n dooie besigheid. Nou die salwing is sak op almal. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Laat het op die gemeente val, pastoor. Staan net terug asseblief. Staan net terug. En dan skou die wonderwerke van die Here. Wat hy gesê het, ons sal ook doen. Want dis waar die Here werk. Hy werk in die gemeente. Jy wil skreeu, die salwing is op my, en die gemeente staan arm, nakend, sonder 'n salwing, omdat jy dit wil doen. Halleluja. Salfolie
Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het. En die Gees van die Here is op ons, omdat ons die salwing het. En ons het die salfolie, wat is dit? Die liefde. Wat het Jesus aan die kruis vasgehou? Sy liefde. Wie het God lief gehad? Hy het die wêreld lief gehad. Toe stuur hy sy enigste seun. Toe gee hy sy enigste seun. Dis liefde. Dis die olie. En die salwing word geopenbaar waar die liefde is. Daar waar die liefde woon. Daar is die salwing ook. Halleluja. Kan nie baie daaroor praat nie, want daar is baie dinge wat daaroor gesê kan word uit die woord. En dan is daar 'n baie interessante ding. In die Ou Testament het hulle die tabernakel ook gesalf. Nou, die tabernakel is nie die gesalfde nie. Die tabernakel is net gesalf. En omdat die tabernakel gesalf is hy nie, soos ek gesê, nie die gesalfde nie. Dit nie, jy mag nie aan die tabernakel vat nie, jy mag nie aan die tempel vat nie, want dit is gesalfdes. Nee. Halleluja, ek is so bly, die Here het weggedoen met dit in die Nuwe Testament. Net een is gesalf. En as Jesus in die tempel ingaan, dan gaan die gesalfde in. En die salwing kan toesak. Hoe? Dus die salwing is eintlik die heerlikheid van God. Halleluja. Dis wanneer mense nie op hulle voete kan staan nie. Nie hierdie ding vandag, hulle stamp mense om, of hulle bid vir mense, hulle mense slaan neer en dan gebeur niks nie. Hoor nie. Halleluja. Hulle wil net wys, die mense val onder, wanneer hulle bid, val die mense onder, val die mense. Halleluja. En dis glory, dis herlewing, dis nie herlewing nie. Laat dit herleef, wat kan doen meer as wat die Here Jesus gedoen het. Halleluja. Nie een man nie. En hierdie groot predikers, vroeër jare, weet jy wat het gebeur? Die wonderwerk het onder hulle hande plaasgevind, dopings met die Heilige Gees. En in daardie gehoor het die Here mense opgerig, en hulle het ook uitgegaan, en hulle het dieselfde gedoen, sommer by hulle huise, of vir mense gaan bid, daar by huise waar siekes is, en mense wat gedoop word met die Heilige Gees, die Here doop met die Heilige Gees. Halleluja. Want waarom? Die salwing wat oor die prediker gekom het op ander ook gegaan. En hulle het dit ondervind. En omdat hulle het ondervind het hulle besef, maar dit is wat die jukke breek. Dit moet net op ons bly. Halleluja. Halleluja. En die salwing, hy sê dit in die Ou Testament, sal sekerlik 'n ewigdurende priesterdom se deel wees. Ons is gemaak konings en priesters. En as ons as priesters die salwing het, is dit ewigdurend. Oh, halleluja. Waar? By jou huis waar jy alleen is. Daar in die kerk waar jy is. Maak nie saak waar jy is nie. Weet jy wat? Wanneer, al is jy daar tussen mense, al is jy daar in die winkels, halleluja, en jy voel die salwing van die Here op jou. Dan die mense daar sien, of nie net sien, hulle voel, hier is iets anders. O, prys die Here. Beklaar maar. Halleluja. Halleluja. Hy sê op een plek, hy sê van die salfolie van die Here is op jou. Levitikus 10 vers 7. Die salfolie van die Here is op jou. Dit weet iemand word gesalf, Christus is gesalf.
en die ander het die salwing. Dis die salfolie. Dan gaan hy verder, en hy sê hierdie mooi woorde. Hy sê dit in Jesaja 10 vers 27. And the yoke shall be destroyed because of the anointing. Jesaja 10 vers 27. Dit meen hierdie juk sal vernietig word as gevolg van die salwing. Halleluja. Prys die Here. En die laaste 2 versies wat ek wil noem is hierdie versies, want dit is eintlik vir my baie mooi. Hy sê in die Exodus 40 vers 15, en hulle salf moet vir hulle 'n ewige priesterskap in hulle geslagte wees. Halleluja. Die salwing, ewige priesterskap. Halleluja. En wat ek laas Sondag aan hierdie versie genoem het, en julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Nou, dis nie weet alles nie. Sover dit aangaan, die salwing wat die hekke breek, nee. Wat doen hy alles? Net die salwing kan jou leer wat alles gaan gebeur. Of julle weet alles van wat gaan gebeur as die salwing daar is. En ons het hierdie salwing. Oh, halleluja. Prys die naam van die Here. En daarom is dit so belangrik, my broer en my suster. Maak nie saak waar die koortjie is. Ek weet vandag sing hulle liedere en koortjies en wat alles. En hulle sing lekker saam. Maar weet jy wat die ergste van alles is? Jy voel nie die salwing. Maar daar is liedere wat gesing word. En deur mense wat die salwing in hulle lewe moet hê. As hulle sing, dan gaan staan jy stil en jy luister. Oh, halleluja. Want jy is bekend met die salwing. En jy weet wanneer dit teenwoordig is. Oh, prys die Here. Halleluja. Laat ons dan die salwing gedurig deur op ons lewens toelaat. Maak nie saak waar ons is of in ons. Prys die Here. Vader, dankie. As ons vanaand bid vir hulle wat al reeds gedoop is met die Heilige Gees, Here, dan wil ons dit sê wat die koortjie sê. Let the dew of heaven fall upon every hungry soul. Let the dew of heaven fall on me. Blessed Holy Spirit, come and take control. En Here, ons weet, net deur die salwing kan die Heilige Gees beheer neem oor elkeen van ons. En hy kan beheer neem oor 'n hele gemeente. Oh my God. Hoe staan ons die Heilige Gees nie net teë om beheer te neem oor 'n gemeente? Here, in my lewe het ek dit beleef. Here, dis waarom jy vir die 7de gemeente gesê het, jy sê jy is ryk, jy het aan niks gebrek. Jy besef nie dat jy wat arm en naak en blind, doof en elendig is. En Here, omdat ons die salwing nie toelaat, nie kan die Heilige Gees nie beheer neem. Waar ons is beklaanswaardig, ons is arm in die Gees. En ons sien dit, Here. Almal wat sê hulle Pinkster die Heilige Gees. My gebed is vir hulle wat gedoop is die Heilige Gees,
en vir hulle wat begeer om gedoop te word met die Heilige Gees. Let the dew of heaven fall upon their thirsty soul. Hallelujah. Halleluja. O Rabboni, ons dankie. Here, daar sien net 'n paar verse in die Nuwe Testament oor die Heilige Gees dooping. Werkinge van die Gees, die Here. U woord is van die begin af vol van die Heilige Gees en die Gees van God. En ons dankie, Vader, dat u seun die Heilige Gees ontvang het, nie met mate, maar die volheid daarvan. En ons dankie dat ons in hom ook die volheid van die Gees van God kan geniet. Halleluja. Oh, halleluja. Halleluja. Dankie, Heer. Dankie. Dankie in Jesus' naam. Erabashandaravati. Laat het waai oor my. Laat het waai.
open prison doors and break the blind to see the Spirit of the Lord. He's now on me. Dankie Here Jesus, ek prys U. Dankie vir die salwing, dankie vir die Heilige Gees. Oh, halleluja, halleluja. Ons eer U in Jesus se naam. Prys die Here. Ons wil vir elkeen baie dankie sê. Elke Sondag aand saam met ons kan vergader oor die Heilige Gees en die Salm. Mag dit in U lewe waarlik teenwoordig wees, sodat die Here Jesus verheerlik kan word. Ons dank die Here, ons kan al die dinge vra in Jesus naam, ons weet hy doen dit vir ons. Amen en amen.